Goeiemôre dames en here. Die HNP se inligtingsdiens wat 'n video maak. Die leier meneer Fritz van gaan die woord spreek en hy gaan hoofsaaklik praat oor die invloed van die nie verklaarde oorlog daar in die ooste, Amerika en Israel teen Iran. Meneer Fritz, stel jou aan die woord. Dankie Hermanus, ja. Dis interessant dat jy dit noem 'n nie verklaarde oorlog, want hier sedert Februarie het die Amerikaners en Israel eintlik Iran binnegeval. Nou die ding loop al baie lang tyd. Ons weet die Shah van Iran is uitgeskakel 47 jaar terug al. Deur die groep, die mens kan amper sê communistiese groep, maar dis eintlik 'n moslim groep, en hulle is maar diktatoriaal, en van daardie tyd af is daar maar baie struwelinge in die Midde-Ooste, en ons weet dat Iran is eintlik die groot finansier van die terroristebewegings in die wêreld. Die ander ding, ons moet dan ook in gedagte hou, Iran is 'n groot land, baie groot, en hy het 98 miljoen inwoners. Dis reg. Hulle is wel, mense nie weet hoeveel is onderdruk nie. Ja, nee. Dit is nie 'n demokratiese land. So was Irak ook, maar Irak se leier was blykbaar bietjie beter geweest, Saddam. Ja, met sy wapens van massa vernietiging, wat toe nou nie, blykbaar nie waar was nie, maar lyk my by Iran is dit waar, die kernwapens. Ek wil net begin deur te sê, ons het nou genoem, dis Israel en die VSA wat 'n nie verklaarde oorlog sedert die begin van die jaar, Februarie eintlik, begin het teen Iran. Nou, sedertdien is daar baie hommeltuie, dis eintlik 'n lugoorlog. Dis wat vir my interessant is, dis nie 'n veldgrondmagte nie. Soos Amerika sê, boots on the ground, daar is nie boots on the ground. Daar is nie. En die hommeltuigaanlegte word geteiken, en die missielaanlegte, en die goed word geteiken deur Amerika in Iran. Nou weet ons, Iran het ook ontwikkeling, maar as jy my vra, sou ek sê, baie van daai goed is maar gawes van Noord-Korea, Rusland en andere wat hulle bygestaan het om die voorrade op te bou. Party van die mense sê, dit is al ou goed wat hulle gebruik om vooraf te skiet, want Israel het mos nou die beskerming van anti-missiel af te skiet. Nou weet hulle nie wat kom in nie. Dan skiet hulle in Iran 'n klomp van daai goed op hulle af, en dan skiet hulle uit, en as hulle missiele op, dan kom die werklike missiele eers oor na hulle toe. Nou, wat Amerika homself verontskuldig doen, is dat hulle val hoofsaaklik daardie aanlegte aan, en navorsingseenhede en om die kernvermoë eintlik te probeer vernietig. Nou sien ons, Iran het missiele en hommeltuie veral op Israel geskiet. Maar ongelukkig vir hulle, ek weet nie, mense weet nie wat die regte situasie, maar ongelukkig het hulle ook hulle filiale in die Midde-Ooste, soos Saudi-Arabië en ander ook aangeval. Onthou nou die ouens wat kom hulle op daar geskiet het, is Amerika het oralste in daai lande basisse, en hulle daai basisse aangeval. Hulle het hulle eintlik geteken. Hulle het eintlik nie die land aangeval, net die Amerika aangeval. Nou ja, ons weet mos nou so 'n basis kan maar naby 'n stad wees, en dit het nou sekondêre gevolge ook. So die strategiese teikens wat Iran dan nou aangeval het ongelukkig burgerlikes ook getref in Saudi-Arabië en ander berig wat deurgekom het, maar 'n mens moet so versigtig wees om die berigte te ontleed of het waar is, maar hulle praat van, in Israel is 1 miljoen mense dood. Nou, daar was 9 miljoen mense voor die oorlog in Iran, in Israel, so, dan is daar nou 8 miljoen oor, so ek weet nou nie of daar regtig 1 miljoen kan dood wees nie, maar dit klink bietjie baie. Maar dit sê vir jou dat daar is 'n klomp mense oorlede. Verseker, nee, as jy kyk na van die geboue ook, Iran se tegnologie is nie agter, regtig so ver agter nie, want
Hulle gebruik natuurlik die Russiese tegnologie en Ja, Noord-Korea en die mense se goed ook. En hulle het self goeie ontwikkelings. Ja. As ons kyk na hulle tonnels waar hulle die sogenaamde kern ja, maar wapens ook die gewone missiele wat hulle in die tonnels hou, waaruit hulle dit skiet, weet die, kan die Amerikaners nie voor die tyd vasstel waar is dit nie, dan kom daar ewe skielik 'n missiel uit. Ja, ek wil net baie duidelik ook sê, ek dink ons hier in Suid-Afrika, veral ons blankes, weet nie regtig alles nie. En soos jy sê, daar kom so baie vals inligting. Ek dink 90% van die inligting wat deurkom is vals inligting wat 'n mens nou maar net so met 'n tong in die kies lees. Ek wil net met jou aansluit nou hier van blank praat. Onthou nou, Iran het ook verskillende, hoe sal ek sê, amper stamme daarso. En 'n groot deel daarvan is blankes. Ja, is Dis nogal. is suiwer blank. En dan hulle nou die bietjie moslim bloed ook daarso. Maar as jy kyk na van die vrouens wat nuus lees en so aan, hulle is so wit, hulle is Ja, so blanke rasse. en die spreker van Iran, as hy voor die microfoon staan en met almal praat, jy kan sien hy's 'n wit mens. Ja, jy kan dit net so 'n bietjie verder gevat. Jy kan in Indië dit ook sien. En die noordelike Hoe van die Indië is gedeelte, Kaukasiërs, jy weet. So daardie Midde-Oosterse groepe is maar baie gemengde rasse. Nou, ek wil net noem dat op 'n manier het Amerika tog maar die simpatie van Arabiese lande. Ja, Soos jy sê, hulle het basisse daar dis reg. en hulle opereer daarvan af. En hulle kry die geld vir die basis te huur. Dis reg. Ja. En ek het op 'n stadium 'n video gesien wat redelik geloofwaardig gelyk het. Hulle praat van met 19 basisse daarvan omtrent wat. Ja. Wat 6 van soort van permanent is. Ja. So hulle het plek om te skiet, maar nou daai straat van Hormuz is eintlik die groot krisis in die wêreld. Want Iran het gesien as hy hom toemaak, dan kan die olie en die gas nie deurkom na Tref die wêreld. weste toe nie. dit gaan die wêreld en dis ons probleem ook, daardie ellende. Nou, ons kry nie eintlik olie van hulle af nie. Ons kry iets soos 20% van ons olie van hulle af. Die wêreld kry 20%. Ek dink ons kry amper niks. Nee, maar Ons kry onder 20%. Nigerië is 'n groot verskaffer vir ons en Amerika. En Angola. En Angola. So, maar jy weet mos hoe werk die ekonomie, as die prys opgaan, dan gaan almal se pryse op, jy weet. So, Net oor Hormuz dat Iran is gerad met snaakse goed. Hulle het klein duikbootjies wat in die grond op basis lê onder die see, wat engines afgeskakel is, alles is reg. As daar 'n Amerikaanse skip gaan oorkom, dan kan hulle hom skiet. ja, En hy kan nie opgespoor word nie, want hy roer nie. is beskerm. Ja, hy is beskerm. Dit is onsigbaar basis. Ja. Nou wil ek net baie vinnig terugval, terwyl jy nou op detail is, oor die Amerikaanse rede. Hulle praat van hulle wil vir Iran uitskakel as 'n kernmoondheid. Ja. Nou kan Maar 'n hulle- mens sê, Ekskuus, hulle wil ook die regering vervang. ja, Ja, dit is waarskynlik die beter hooflede, doel. ja. om daai regime Die uit te moslems stel. uit te haal en die Shah mense onder te sit. Ja, dit maak nogal bietjie sin. Maar die wat hulle die kernwapens wil uitskakel is. Jy weet die probleem met kernwapens is ek het self so 'n bietjie ondervinding daarvan. As jy die verkeerde knoppie druk, is daar moeilikheid. Jy weet die enorme energie faktor. Jy weet, as jy praat van hulle praat van 60% verrykte Iran. Ja. Nou dis nie 'n wapen. Nee. Ons Maar dit is net 30% verder. 90% dan die kernmoontlikheid. Ja. Nou die kernverrykte Iran, as hulle praat van hulle het 700 kilogram, hulle spekuleer baie oor 60% verryk. Die probleem is, as jy daai goed verryk, dan praat jy nou net om mense bietjie in te lig, self bietjie met die goed gespeel. As jy kyk na die Hiroshima tipe aanslag, dan praat jy van so 16 kiloton, daai tipe van. Ja. Nou dit is die ekwivalent van jy het 16.000 kilogram plofstof op 'n hoop wat jy laat ontplof.
16.000. Ja. Dis 'n paar trokke vol plofstof, se ekwivalent. Ja. En die ding word saamgevat in 'n klein eenheid. Ja. Die energie wat die liewe Vader gebind het in kern van 'n atoom is ontsettend. Ja. En dis die groot gevaar wat Amerika waarskynlik sien, dat daai goed as jy hulle gaan gebruik, gaan die vyande, gaan hulle dit teruggebruik teen Iran of teen die Midde-Ooste, en dit is waarskynlik maar spekulasie, maar is 'n bekommernis. Ja, want Iran het nooit daar gesê, hulle nuutste satelliet wat hulle het, of die satelliet, die missiel wat hulle het, kan nou Amerika tref. Bereik, ja. Ja, bereik. Nou, dit is die moontlikheid, dis die probleem met kernwapens. Die meeste lande, soos Suid-Afrika, het dit ook destyds ontwikkel vir 'n afskrikmiddel. Afskrikmiddel, ja. Dit is die hoofdoel. Ons wat betrokke was, weet, jy met jou gewete maar daarmee laat saamleef, dat dis waarvoor jy dit gaan gebruik. Jy wil nie mense uitwis nie. Nee, wil nie. Maar nou weet ons nie hoe die Islam se hart regtig werk nie. So ek kan nie sê wat Amerika is reg of verkeerd daar nie. Die kanse van die moslems af is Wes-Europa en Amerika wat getref kan word, omdat dit nie moslemslande is nie, jy sien. Ja. Goed, dit kan 'n mens nou baie lank oor spekuleer, wat ek wil net praat van die wapenstilstand nou, of die sogenaamde 2 weke skietstilstand deur Pakistan gefasiliteer. Nou ja, daar kom dan nou interessante stories. Seker elke 10 minute is daar omtrent 'n berig. Israel het toe nou eintlik Libanon aangeval, want aanvanklik het Hezbollah ons daarvan af geopereer. Ja. Seker nou nog. Maar uur na die skietstilstand kontrak geteken is tussen Amerika, VSA en Iran, toe skiet Israel op Libanon. Okay. En hulle rede is Libanon is nie in daai ooreenkoms. Ja, is nie in die ooreenkoms. Nou hoe sal ons weet? Hoe sal ons nou weet? Dis die probleem wat 'n mens het. Jy kan nie eintlik regtig kan kies. Ja, want kies ons sien nie die kontrak nie, ja. Pakistan was die middelaar, of die bemiddelaar plek gewees. So Israel het nou Libanon aangeval en daar is nou weer wrywing, en toe het Iran blykbaar weer die eiland, die plek toegemaak. Die hawe. O ja, Hormuz toegemaak, en nou is daar weer 'n stryd en die gaan maak hom oop. Israel redeneer Libanon is buite die vredesverdrag. Ek dink Trump het meer moeilikheid as wat ons dink. Iran het natuurlik gesê hy sal ander lande se olieskepe deurlaat as hulle ook in UN, die UN, dis en daai geldeenheid, die Chinese geldeenheid betaal. Maar Amerika en Israel se goed sal nie deurgaan nie. Ja. Nou dit is regtig, die twee is, ek dink nie daar sal ooreenkoms nie, en mens weet nie waarheen dit gaan nie. Dit kan groot dinge nog veroorsaak, maar daar kan dalk baie vinnige oplossing kom. Wie sal weet. Maar as daar nou nie 'n oplossing kom nie, wat is die gevolge vir ons? Daar is ons probleem. Dis ons probleem wat ons moet bebied. Dis eintlik wat ons na kan kyk, is die kostes van brandstof, energie in die land. Jy weet, ongelukkig is Sasol so teruggeskuif. Hy maak nou iets soos 4% van Suid-Afrika se brandstof. Maar op 'n stadium 20%, baie van die rand se, wat ons ken, die ou rand gebied, se brandstof was Sasol brandstof. Ja, jy het op geryk ook, het anders dit geryk. Ja, en ons steenkool produksie gaan word uitgevoer na Indië toe, Indië, Duitsland, China, en die beste steenkool. Ja. So daar gaan vir ons probleme kom. Die boere is natuurlik, as die petrol op gaan word vervoer duurder, dan styg jou koste van jou kommoditeite wat jy, soos kos wat vervoer moet word van die plaas af, gaan baie styg. So ons moet maar voorsien dat ons gaan moeilike tye hê. Moet ons voorsien vir blikkies koste en droë kos wat ons moet opgaar? Man, ek weet nie of dit 'n groot probleem, dan gaan 'n voedseltekort as gevolg van die duur brandstof waarskynlik ontstaan. So dan is jy reg. Maar vir my is die probleem dat die boere se kostes en die verkryging van brandstof vir die boere is ons grootste probleem. In die stede kan ou nog sê kom ons ry bus as daar 'n bus is. Ja, maar onthou nou daai een swarte het gesê
As daar nie meer boere is nie, wat maak jy dan? Jy sê dan koop ons by die winkel. So moet ons nie maar 'n paar goed op, veral medisyne, verbande en Nee, verseker. moet ons opgaar nie. Die oorlog kan nog, as ons kyk hoe wyd die Islam, Moslem verspreiding, jy weet, Mosambiek is onder ISIS, Ja. amper beheer ISIS hulle. Ja, van die heel noorde van. Daar's baie krisisse wat vir ons kan wag en ek En dink daar is ook 'n groot ISIS mag wat dele van Somalië, Nigerië inval Dis en daar- hulle kinders ontvoer en al daai goed te doen. So wat kan ons sê? Ek sou sê, jy's reg, mense moet maar opspaar, versigtig geld uitgee en kos opgaar, allerlei kommoditeite wat hulle kan. Ja. Jy moenie vergeet van selfverdediging as daar Ja, goed. wanorde ontstaan in die land. As jy nie geweer of 'n pistool het nie, sorg dat jy behoorlike messe het, kapmes of Iets moet 'n mens doen. Maar wat ek wou sê, wat belangrikste van alles is, onthou maar net, soos ons ou grondwet gesê het, die belangrike grondwet, die almagtige God, die beskikker van volkere en nasies se trede. Die probleem is net, jy kan nie uitgedroogde kos wat jy lank kan stoor by enige van die kettingwinkels koop nie. Maar ek sien daar's ouens op die internet wat dit wel verkoop, so mens moet dalk maar kyk of ou nie daar moet iets koop nie. My raad is, die drie-enige heilige God is ons antwoord. Ons moet raad vra, ons moet bid, ons moet werk en ons moet beplan. Ons moet iets doen ook. Ons kan nie net sit nie. Dit is reg. Dis my En boodskap. maar ons moet ons vriende en almal inlig dat daar kan moeilikheid kom. Moenie elke Vrydag aand gaan vleis braai nie. Bel 'n bietjie vir later. Ja, finansiëel moet jy voorberei. Dankie. Ek dink ons kan maar weer daaroor praat die volgende keer.